Ek het die 3de Januarie, julle, die 3de Januarie word ek wakker. En ek sweet, en ek is 'n absolute wrak. En terwyl ons die bed opmaak op die 3de Januarie, sê ek vir Liserie, wat het ek gedroom? En ek het gedroom dat wat presies vanoggend gebeur het nou net gebeur. En ons is nou net klaar met die lof. En soos ouer gewoonte stap ek af, want nou gaan ek gou vinnig my goedjies vat en dan gaan ek jeug toe. En toe ek so hierso by hierdie trappie kom, toe stap iemand hier verby my en sê, sterkte met die preek. En ek is soos van, maar ek het nie my Bybel by my nie, en ek het nie 'n preek by my nie, en ek het nie 'n notaboek by my nie, en ek gryp my foon uit en dink by myself, okay, maar wag, ek gaan gou vinnig net op YouVersion gaan, en toe ek my foon uithaal, toe onthou ek, maar ek het nog nie data gekoop, want dit is die begin van die maand, en ek sê vir Liserie, liefie, kan ek gou vinnig jou Bybel leen, en sy sê, nee, maar ek kyk mos altyd op my selfoon, en hier gee sy haar selfoon vir my, en ek staan en ek sê van, o jemel. So ek wil net vir julle sê, hier's my Bybel, hier's my notaboek, en daar selfs 'n slideshow, so hierdie kan al klaar nie slegter gaan as wat dit gegaan het in my droom nie. Maar julle so gepraat van 'n selfoon. Dit was die jaar 1999 en ek weet nie wie van julle onthou die foon met die naam die Nokia 3210. Of dalk is van julle bietjie meer bekend met die foon met die naam Nokia 3310. Is ek reg? Kan julle gou vir my wys wie het so foon gehad? Okay. Nou wie het nog steeds daai foon? Okay, want hy sal actually nog werk, né? Nee? En my pa het 'n Nokia 3210 gehad. En ons as kinders, toe hy nou hierdie selfoon kry, was die eerste selfoon wat hy nou gekry het, en ons was kinderlik opgewonde. Ons was soos van, jemeltjie, ons wil net daai foon kyk, en ons wil net kyk, hoe werk hierdie nuwe ding wat hulle noem games. En julle onthou worms, onthou daai wurmpie wat so snyk. Dit word al hoe langer, en ons wou net geluister het na al daai ringtones, want dit is mos nou anders, dit is nie net meer hierdie doodnormale lyn toe nie, is nou ander ringtones, en die skermpie, van hulle kon kleure verander, van hulle kon geel wees, en dan blou, en dan pers, en al daai goeters, en al wat my pa wou doen, is bel, en SMS. Dis al wat hy wou doen, en ons kon dit nie glo nie. En in hierdie vakansie, nou moet julle net besef, is 2026, De 2026 van 1999 af, dis omtrent 27, 28 jaar later. En my pa in die vakansie sit met een of ander fancy Samsung. Ek dink is min of meer dieselfde as wat ek en Liserie het, maar hy sit met een of ander fancy Samsung. En een aand in die vakansie toe vra ek vir hom, gee gou papa se foon net bietjie hierso. Raai wat was die backscreen? Nie 'n foto van my ma nie, nie 'n foto van ons gesin nie, nie eers 'n foto van 'n hond nie. Dit was Vodacom. net 'n logo wat Vodacom is. En die scary ding is, daai logo is al seker vir 2 jaar lank Vodacom. En toe ek op sy foon ingaan, en ek sien sy apps, sy apps is verstrooid, julle. Een app sit daar, een app sit hier, dan daar, dan sal soos in omtrent 10 skerms, en dan sit daar weer enetjie daar, en enetjie daar, en enetjie daar. Dis absolute chaos. En raai waarvoor gebruik my pa sy foon? Hierdie fancy Samsung. In plaas van SMS, sê hy WhatsApp nou. Hy WhatsApp en hy bel. En daar's net 2 goed wat hy ekstra gebruik. Al wat hy ekstra gebruik is bankdienste en hy neem foto's. En dis dit. Maar as ons praat oor die tegnologie van daai foon, dis vir my eintlik scary, want toe ek hierdie so klein bietjie gaan navors het, toe sê hulle, die tegnologie wat deesdae in ons fone is beter as die tegnologie wat die eerste man op die maan gesit het. Dis beter as die tegnologie wat die eerste man op die maan gesit het. En wat ons kan doen met daai foon is omtrent onbeperk. Dis scary, ek vertel net vinnig hierdie, ek loop saam met 'n matrikulant na die eksamenlokaal toe, en hy's nou op pad om eksamen te skryf, en hy's soos van, yes! En ek sê vir hom, wat nou? Want hy's op sy foon. Hy sê van, nee, ek nou net R300 gemaak. Dis ongelooflik. Die goeders wat ons kan doen met 'n selfoon is amper onbeperk. Hierdie klein boksie. En ek dink as ek so kyk vir van die jong mense wat hierso sit, as ek nou vir jou die splinternuwe iPhone gee, sal jy absoluut te kere gaan op daai ding. Jy sal alles aflaai wat jy wil, al daai apps, alles wat jy wil kan gebruik, sal jy opsit en jy sal die goeders so rondskuif dat jy dit kan gebruik. Maar weet jy wat? Dan as jy alles nou klaar geskuif het en afgelaai het wat jy wil hê, dan sal jy ook maar net daai foon gebruik vir dit waarvoor jy dit wil gebruik. Jy sal berus by dit. En jy sal oor tyd
nie meer die foon raak sien vir wat hy regtig is en vir wat hy regtig als kan doen nie. En met dit in gedagte, kom ons sluit net die oë. Here, waar ons nou in die woord ingaan, wil ek net bid en vra, Here, dat U die woord vir ons sal breek. Ek bid, Here, dat dit nie my woorde sal wees nie, maar U woorde wat U vanoggend vir hierdie gemeenskap van gelowiges en vir my ook wil deel. Ons kom nederig voor die Here en ons kom vra dat U met ons kom praat vanoggend. Amen. Julle, ons spring in. En waar ons inspring is, ons spring in by Exodus. En julle hoef nie te volg in julle Bybels nie, want ons gaan nog ons redelik baie lees, maar as julle wil, ons gaan begin by Exodus 3. En waar ons onsself bevind in hierdie storie is letterlik waar die Israeliete op die oomblik in Egipte is. Nou net om 'n klein bietjie agtergrond te gee, Josef het homself in Egipte bevind met sy storie. En toe het hy sy hele familie laat kom en aanvanklik was hulle net 70. Maar daai familie van 70 het oor jare gegroei en gegroei en gegroei en hulle is nou al 'n volk van oor die 2 miljoen. Sommige bronne sê hulle was tussen 2 en selfs 3 miljoen. Maar daar's ook 'n nuwe sheriff in town. Daar's 'n nuwe farao. En hierdie farao ken nie die storie van Josef nie. En hierdie farao sien hierdie Israeliete, maar hy sien hulle as 'n bedreiging. En wat hy doen is, hy maak van daai Israeliete slawe. En hy dwing hulle tot harde, moeilike arbeid. En hulle word onderdruk deur daai nuwe farao. Maar toe kom die Here en hy rig 'n leier op. En hierdie leier se naam was Moses. En wat Moses moes gaan doen is, Moses het die opdrag van die Here gekry is, gaan bevry my volk uit Egipte. En dis waar ons gaan inspring. Julle kan saam met my volg. Exodus 3 vers 16. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê. Wat het hy gesê? Ek weet van julle. Ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die elende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle, as ek op hierdie stadium 'n Israeliet was, sou ek regtig opgewonde wees. Hoekom? Nommer 1, die Here sien my raak. Die Here weet waardeur ek gaan. Dis asof hy deernis het vir my. Hy het deernis vir my. Maar dis nie al nie. Behalwe vir die feit dat hy my raak sien en hy het hierdie deernis vir my, het hy hierdie belofte wat hy vir my gee. En daar's hierdie leier met die naam Moses, en wat hy gaan doen is, hy gaan ons uit hierdie land van Egipte vat. En waarheen gaan hy ons vat? Gaan hy ons net bevry? Gaan ons net uitvat? Nee. Hy gaan ons uitvat en hy gaan ons vat na die beloofde land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. So wat sien ek hier? Ek sien dat hier is 'n God van deernis, julle. En hier is 'n God wat 'n toekoms en 'n verwagting vir my het. Ons gaan aan. Exodus 4 vers 31. Hulle het hom geglo. En toe hulle hoor dat die Here die nood van die Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het, het hulle in aanbidding gebuig. Dit is vir my so lekker toe ek hierdie lees, dat ek gehoor het, dat dit was vir hulle lekker, dit was my so lekker om te weet, hulle glo hom. En hulle sê dankie, hulle aanbid hom hiervoor. Maar, daar's hierdie ou die farao. En hy sê van, nee, julle gaan nie gaan nie. En die farao sê, ek sal die lewe vir julle nag maak. Ek gaan die lewe vir julle nag maak. So nie net gaan julle nie gaan nie, ek gaan dit vir julle nog moeiliker maak nou waar julle is. En hy sê vir hulle, julle sal dieselfde quota, julle gaan dieselfde hoeveelheid bakstene maak as wat julle voorheen gemaak het, maar ons gaan nie meer vir julle die strooi gee om die bakstene te maak nie. Maar raai wie vat ook nie strooi nie? Die Here. En wat doen die Here? Hy bring 10 ongelooflike groot wonderwerke. Hy bring 10 wonderwerke van die Here. En hierdie was groot. En julle, ons gaan nou nie ingaan op hulle almal nie. Maar kom ons kyk net na 'n paar van hulle. Of kom ons gaan net deur hulle. Julle kan daar op die prentjie sien as julle dit al vergeet het. Die eerste een was al die water in die Nyl. Al die waterbronne in Egipte word bloed. Ja.
Toe paddas in die land, paddas in mense se huise. Wie hou nie van 'n padda nie? Dat is genoeg van julle. Toe muggies. Het sê letterlik, ek was eintlik verstom geweest toe ek het in die Bybel lees hierdie week, dat hy het geslaan met sy staf op die grond en die stof. Nou dink ek gou vinnig Egipte. Al wat ek kan dink is stof. Het muggies geword. En het die mense en natuurlik die diere ook getuister. Toe gaan ons aan nommer 4, steekvlee. Steekvlee. Swermsvlee het die huise in die land gevul. In die week toe vra ek vir Leserie, wat se een sou vir haar die ergste wees? Toe was haar eerste reaksie, steekvlee. En ek wil net gou vinnig hier stop. Ek self moet erken, ek het hierdie gemis julle, toe ek 'n kind was. Het julle geweet dat die steekvlee nie die Israeliete getref het nie? Het julle dit geweet? Nommer 5, pes onder die vee. Pes onder die vee waar die diere van die Egiptenaars siek geword het en gesterf het. En ek het hierdie ook nie geweet nie, maar het julle geweet dat die diere van die Israeliete het nie siek geword, het nie gesterf nie. En nou is ons eers halfpad. Toe kom nommer 6, swere. Swere op die mens en die dier wat aanhoudend etter. Toe haal 'n ongelooflike groot haalstorm wat geboue en gewasse absoluut vernietig het. En selfs mense en diere wat buite was tydens hierdie haalstorm is doodgeslaan. Maar het julle geweet dat daai haalstorm het nie die Israeliete getref nie? En dit wat oorbly, daai bietjie groenigheid wat oorgebly het na daai haalstorm, word toe opgevreet deur sprinkane. Want dit was die 8ste plaag, was die sprinkane. Nommer 9 was duisternis, 3 dae se dikke duisternis, en ek het hierdie ook nie geweet nie. Maar die Israeliete het nie die duisternis gehad nie. En dan natuurlik die laaste een, nommer 10, die dood van die eerstelinge. En dit beteken maar net, in 'n gesin waar daar 'n ma en 'n pa was en 'n eersteling is gebore, al daai eerstelinge van die Egiptenaars het dood gegaan. Die Farao se seun het dood gegaan, maar dit tref ook nie die Israeliete nie. Hoekom? Want hulle het op hulle kusyne bloed gesmeer en die Here het hulle beskerm. Hierdie is ongelooflik. Hierdie 10 wonderwerke is ongelooflik. Maar kan julle julleself net indink hoe moes dit vir die Israeliete gelyk het? Want wat was die Israeliete? Die Israeliete was eerstehandse getuies. Julle het hierdie goeters letterlik soos wat julle voor my sit, hulle het hierdie goeters voor hulle oë gesien afspeel. Hulle het front row seats gehad. En wat het hulle gesien? Wat het hulle gesien as hulle al hierdie goeters voor hulle sien afspeel het? Hulle moes tog gesien het dat hierdie God wat ons God is almagtig. Hierdie God wat ons God is soewerein. Bo al die towenaars van Egipte, bo al die ander konings en gode wat die Egiptenaars dien. Ons God is almagtig. Ons God is soewerein. Maar dis nie al wat hulle moes gesien het in hierdie 10 wonderwerke nie. Hulle moes tog ook sien, wow, die Here beskerm ons, julle. Die Here is vol genade. Daai steekvlee het ons nie getref nie. Daai pes onder die vee het ons nie getref nie. Toe die Egiptenaars duisternis gehad het, het ons lig gehad. Toe hulle eerstelinge dood is, het ons in geleef. En ek kan myself net indink, hulle moes tog 'n ongelooflike ontzag, 'n godsvrees vir die Here gehad het. En die storie gaan aan. Eksodus 12 vers 31. Dieselfde nag nog het die Farao vir Moses en Aaron laat roep en vir hulle gesê, gee pad onder my mense uit. Julle twee en al die ander Israeliete gaan dien die Here soos julle gevra het. En hierdie vir my, toe ek hierdie storie net weer gelees het, was my absolute hoogtepunt. En ek kan net dink met wat so opwinding trek hierdie volk uit Egipte uit. En ek as 'n Israeliet sou absoluut oorstelp wees van vreugde van, hier gaan ons nou. Maar wat sou die Israeliete ook sien in hierdie oomblik? Wat sou hulle ook sien? Hulle moes tog sien, dat hierdie is 'n God wat beloftes maak, want hy het gesê hy gaan ons bevry, en hy hou sy beloftes, want hier gaan ons, hier stap ons. Hy is God wat beloftes maak, maar hou by sy beloftes. En het eindig nie daar nie. Eksodus 13 vers 21. Die Here het bedags 'n wolkkolom voor hulle laat uitgaan, om vir hulle die pad te wys, en snags 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly.
Nou eerstens moet ek net vinnig hierdie sê is, daar's bronne wat ook sê, hoekom was dit 'n wolkkolom en 'n vuurkolom? Ek wil dink daaraan. Woestyn, dit is warm. Dit is verskriklik warm. En die wolkkolom gee vir hulle skade weer. En ja, snags, weet nie, ek het dit nie geweet nie, maar blykbaar raak dit ongelooflik koud in die woestyn in die aand. En hoekom dan die vuurkolom? Ja, lig, dat ons kan sien waar ons moet loop. Maar ook gee die Here vir ons hitte. En aan die einde van daai versie sê dit, die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor hulle gebly. Wat sou die Israeliete sien, soos hulle geloop het? Want hulle het tog nie net agter Moses geloop nie. Nee, wat het hulle gevolg? Hulle het die wolkkolom gevolg en hulle die vuurkolom gevolg. So wat hulle moes tog gesien het is, hierdie is 'n God wat ons lei. Hierdie is 'n God wat ons lei. En raai wat? Nie net lei hy ons nie, nee, hy weet waarheen hy ons vat. Want hierdie wolkkolom beweeg in 'n rigting. En hierdie vuurkolom beweeg in 'n rigting. Hy is ons leier. Hy weet waarheen hy op pad is met ons. En hulle kom tot by die Rietsee. En die Farao besluit toe, wat het ons gedoen? Wat het ons gedoen? Ons moet hierdie ouens agterna sit. Eksodus 14 vers 5 sê, die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang, dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons al diens kwyt. Die Farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het 600 beste strydwaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. En is asof hier kom 'n draaipunt. Hier begin iets in die storie gebeur. Israeliete staan, die see is voor ons, die Egiptenaars is agter ons, en ewe skielik is die opwinding verby. Opwinding is vinnig verby. En julle, dis asof hulle in daardie oomblik niks van die wonderwerke wat gebeur het, onthou nie. Al wat oorbly in hulle harte is absolute benoudheid en vrees. En ek kan nie help om te wonder, was daar in daardie oomblik, was daar nie een persoon wat gesê het, ouens, het julle vergeet dat die Here ons raak gesien het en deernis vir ons gehad het? Het julle vergeet dat die Here 'n belofte aan ons gemaak het? Wat hy deurgevoer het, want ons is actually al uit Egipte. Het julle vergeet van die 10 plaae, van sy almagtigheid en sy soewereiniteit? Het julle vergeet van sy beskerming tydens daai 10 plaae? Het nie een van hulle dit opgebring en het onder mekaar begin versprei dat die mense weer begin praat daaroor nie? Eksodus 14 vers 11. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Hulle dink hulle gaan dood. Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, en kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En wat gebeur toe? Ons lees dat die Here 'n engel agter die Israeliete sit, en hy skuif die wolkkolom agter die Israeliete, en daai nag sê hy vir Moses wat om te doen, en die see en die water word oopgekloof, en die Israeliete stap op droë grond deur die Rietsee. Aan die ander kant, met die Egiptenaars, saai die Here verwarring, en die strydwaans se wiele val af, en soos hulle probeer om deur hierdie see te kom, kom die water op hulle neer, en hulle sterf. Eksodus 14 vers 30. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte. En die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Hier sien hulle weer wat die Here doen. En toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Wow. Hoe kan jy nie?
Hoe kan jy nie, as jy hierdie sien afspeel voor jou, onthou hulle is eerste aan sy getuies, hulle sien hierdie goeders voor hulle afspeel. Hoe kan jy nie met ontzag vervul wees nie? Nou wil ek gou vinnig net iets hier sê, voor ons aanlees. Stem julle saam met my, hulle sal seker nie daarom weer die Here betwyfel. Hulle sal seker daarom nie weer vergeet nie. Die hele Exodus 15 is net 'n lied van vreugde en eer aan die Here, oor wat hulle nou net gesien het met die Egiptenaars gebeur het. En die volk trek verder, en hulle trek in die Surwoestyn in, 3 dae lank sonder water, en hulle kom by 'n plek aan met die naam Mara. Maar daar is water, maar hulle kan dit nie drink nie, want die water is bitter. Exodus 15 vers 24 sê, die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep, en die Here het vir hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi, en die water het soet geword. En dan spring ons na vers 27. Daarna het hulle by Elim aangekom, met sy 12 fonteine en 70 palmbome, en daar by die water kamp opgeslaan. So, nie net voorsien die Here vir hulle water deur die water soet te maak nie. Nee, die Here bederf hulle nog deur hulle verder te vat na Elim, waar hierdie palmbome en hierdie water is. Julle, hy moet hulle weer herinner dat hy weet waarheen ek op pad is met julle. En ek weet wat julle nodig het, en ek sal vir julle voorsien. Hy moet hulle alweer herinner. En hulle trek toe verder. Hulle gaan toe vandaar in die Sinwoestyn in. En dit was omtrent 'n maand en 'n half nou. Ons trek nou in hierdie storie by 'n maand en 'n half. So dit is nou min of meer, want die Bybel sê, dit was, dan moet ek gee, 15 dae, die 15 dag van die tweede maand. So hierdie is 'n maand en 'n half nadat hulle nou uit Egipte is. Hier is hulle nou in die Sinwoestyn. Nou moet ek net gesê, hy julle 'n maand en 'n half is al regtig nie so lank nie, is dit? Ja, dis lank, maar dit is nie eers 'n kwartaal nie. Dis die helfte van 'n kwartaal. Dis nie so lank terug wat al daai wonderwerke in Egipte gebeur het nie. Dis glad nie so lank terug wat by die Rietsee gebeur het nie. En nog meer onlangs is dit glad nie so lank terug wat nou net by Mara gebeur het nie. En hier is hulle in die Sinwoestyn. Exodus 16 vers 2. In die woestyn het die hele volk teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Hulle dink hulle gaan sterf. Exodus 16 vers 9, Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan. Want hy het hulle verset opgemerk. En nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om. En toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet, en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. 'n maand en 'n half later. 'n maand en 'n half later. Na al die wonderwerke julle, na al die sorg en al die voorsiening tot op hierdie punt. En waaragtig moet die Here hulle weer bewus maak. Weer bewus maak van sy teenwoordigheid in die wolk, maar ook weer bewus maak dat ek weet wat julle nodig het en ek sal voorsien. En hy voorsien. Hy stuur vir hulle kwartels en hy stuur die volgende oggend vir hulle manna. En hulle trek verder. Hulle trek toe uit die Sinwoestyn en het sê hulle het van plek tot plek gegaan en kamp opgeslaan, éventueel by 'n plek met die naam Rephidim. En raai wat? Daar was nie water nie. Exodus 17 vers 2. En toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom?
en wragties dink hulle weer, die Here sal nie voorsien nie, en wragties dink hulle weer, hulle sal sterf. En wat dink julle doen die Here weer? Hy voorsien weer. En hy laat water uit 'n rots kom. Julle, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Wat is fout met hierdie volk? Het hierdie ouens geheue verlies? Ek bedoel, die Israeliete was eerstehandse getuies. Ons het dit al vanoggend vir mekaar sê, hulle was eerstehandse getuies. So dit beteken, hulle het letterlik voor hulle eie oë gesien wat God doen. En hulle het gesien ook wie is God. Hulle het sy karakter gesien. Nou dink net gou vinnig vir 'n oomblik saam met my terug. Net vir 'n oomblik. Dink net gou vinnig terug. Kom ons verfris net gou vinnig ons gees. In Egipte wys die Here, ek is 'n God van deernis, ek sien jou raak. Ek weet waartoe jy gaan. Hy is 'n God wat beloftes maak, maar hy is ook die God wat, so dit beteken hy gee vir hulle 'n toekoms en 'n verwagting. Hy is 'n God wat beloftes maak, maar hy hou sy beloftes. Hy gee vir ons 'n toekoms en 'n verwagting, hierdie beloofde land. Wat moes hulle gesien het met die 10 plaae? Hulle moes tog sekerlik gesien het, God is almagtig en soewerein. Wat moes hulle ook gesien het met die 10 plaae? Hulle moes tog seker gesien het, maar hemeltjie, die Here beskerm ons. Die Here is genadig. Hulle moes tog seker gesien het toe hulle bevryding kry uit Egipte. Hulle moes tog seker gesien het dat, hierdie is 'n God wat nie met beloftes maak nie. Nee, hy hou sy beloftes. Met die wolkkolom en die vuurkolom, wat moes hulle toe ten minste gesien het? Hulle moes darm gesien het dat die Here hulle leiding gee en dat hy weet waarheen hy op pad is met hulle. En by die Rietsee, hulle moes tog sekerlik sien dat in my uur van nood is die Here daar. Maar al was hulle eerstehandse getuies, soos wat ons vanoggend vir mekaar gesê het, toe die nood kom, toe die beproewing kom, toe die swaar kry kom, sien hulle nie meer die Here vir wie hy regtig is nie. Sien hulle nie meer die Here vir wie hy regtig is nie. Julle, ek wil so ver gaan as om te kyk, hulle kyk hom sommer heeltemal mis. Never mind om nie sien vir wie hy regtig is nie. Dis asof hulle hom totaal en al miskyk. Hoekom sê ek so? Dit is baie duidelik. Wat het gebeur by die Rietsee? Hulle het gesê hulle gaan doodgaan. Hulle het gesê dit sou beter wees om vir die Egiptenaars te werk as om hier in die woestyn dood te gaan. By Mara, dis is asof hulle nie geglo het die Here weet waarheen hy op pad is met hulle nie. En wat hulle nodig het nie. In die Sinwoestyn verset die hele volk hulle teen die Here. Hele volk verset hulle teen die Here. En hulle sê, hier gaan hulle ook doodgaan van honger. En hulle mis sommer die vleispotte van Egipte. En hulle dink die Here gaan nie vir hulle voorsien nie. Die Here weet nie wat hulle nodig het nie. En by Rephidim, daai laaste stoppunt waar by ons gestop het, is hulle weer dors en hulle word opstandig. En stel die Here se geduld op die proef. En is weer eens asof hulle dink, maar hier is ons waar ons doodgaan. Die Here gaan nie vir ons water gee nie. Gaan nie voorsien nie. Dis crazy. Want as jy ook gaan kyk na die manier hoe die Here hierdie laat gebeur. Julle, voordat hy vra, vertrou my. Voordat hy vir die Israeliete vra, glo my. Voordat hy dit doen, kom hy eers. So God kom eers en hy openbaar homself aan die Israeliete. God kom eers en hy openbaar homself aan die Israeliete. Hy wys eers vir hulle sy karakter. Hy wys eers vir hulle sy karakter. En hy laat hulle hom eers sien vir wie hy regtig is. Dis wat God eers doen. En dan eers kom die Israeliete in doodsgevaar. Dan kom die Israeliete in doodsgevaar. Maar hulle glo hulle gaan doodgaan. Dan moet die Israeliete beproewings weerstaan, maar hulle slaag nie daarin nie. En dan moet die Israeliete vertrou en word hulle vertrou getoets. Maar hulle vertrou hom nie. Hulle sien hom nie vir wie hy regtig is nie. Inteendeel, hulle kyk hom sommer heeltemal mis. Nou, ongelooflike storie. Maar hoe bring ons hierdie storie na ons eie lewens toe?
Wat probeer die Here vir ons vanoggend openbaar rondom hierdie storie en ons eie lewens? Want ek sal vir julle dit sê, en ek sit saam met julle vanoggend hier in die bank. Ek sit saam met julle in die bank. Dis maklik om te luister na hierdie storie en te sê, "Sjoe, maar hierdie Israeliete is dwaas. Sjoe, maar hierdie Israeliete is almal klein gelowig. Sjoe, hoe hou die Here dit met hulle?" Dit is maklik om te sit en dit te sê. Maar is ek en is jy nie ook skuldig hieraan nie? En kan jy nie jouself ook in hierdie storie sien nie? As jy nou eerlik moet wees. Want ek kan definitief. Ek kan 100% vir Henny Dippenaar in hierdie storie sien. Hoe? Het dit nie al ook met jou gebeur? Dat die Here homself openbaar met sy almag en soewereiniteit. Het die Here nie al ook vir jou gewys hoe groot hy is en sy almagtigheid aan jou kom openbaar? En tog, wanneer ons oomblikke van vrees kom, dan gryp ons na ons eie sekuriteite. Ons gaan kyk gou vinnig eers, het ek nie dalk genoeg geld om uit hierdie te kom nie? Is my medies nie net sterk genoeg dat ek hierdie kan deurkom nie? Is my eie fisiese vermoëns en krag nie genoeg om deur hierdie te kom nie? Soms maak ons eie plan gou vinnig, of soms lieg ons onsself uit dit uit. Die Here sê, my las is lig en my juk is sag. Dis daai deernis, daai beskerm, wat die Here vir ons wil gee. En tog, wat gebeur? Ons is te trots. Ons sê vir die Here, dis fyn. Ek sal my eie laste dra. Dis alright. Ek sal my eie laste dra. In plaas van om dit vir hom te gee, en om te sien vir wie hy is, en om daai deernis net te gryp en dit jou te maak. Nee, ek sal my eie laste dra. Ons is selfs te trots, julle, om in hierdie familie, om in hierdie gemeenskap van gelowiges net te sê van, ek kort gebed. Nie altyd nie, maar baie keer. Bid vir my. Ons sien in die storie, hy is 'n God wat vir ons 'n toekoms en 'n verwagting gee. Hy weet waarheen hy met ons op pad is. Maar tog, julle, wat doen ons? Ons hoor daai versie, van die mense sal vir my sê, dis my life verse. Maar tog, wat gebeur? Ons lê die aande, ure en ure om, en ons bekommer onsself oor die toekoms. Ons worry. Ouers worry oor hulle kinders. Ons worry oor onsself. En ons lê ure en ure wakker, soos ons onsself bekommer. En dan laastens, ons het gelees van hoe ons God 'n God van beloftes is, en hy sien daai beloftes deur. En ons love beloftes. Daar's selfs mense wat hierdie kaartjies in hulle klaskamers het van, hierdie is 100 beloftes wat die Here gemaak het. Net soos hy 'n belofte aan die Israeliete gemaak het. Maar as ons die styfste aan daai beloftes moet vashou, wanneer die oomblik kom wat ons die styfste aan daai beloftes moet vashou, dan is dit asof hulle nie bestaan nie. Of dan is dit asof ons hulle totaal en al vergeet. So ek staan vanoggend voor julle, en ek is die eerste een wat my hand sal opsteek en sê, ja Here, ek is ook 'n Israeliet. Ek is ook skuldig hieraan. En ek kan myself ook as 'n Israeliet in hierdie storie sien. En ek dink regtig, as ons nou tyd gee, en julle almal dink daaroor na, dan glo ek vas, almal van ons is skuldig van iets hier. Almal van ons is op 'n manier ook 'n Israeliet in hierdie storie. En dan wil ek nog net een stapie verder gaan. Ons kan daarom nie dit net hier los deur te wees van, ja Here, ek is een van daai Israeliete nie. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat ons nie meer die Here sien vir wie hy regtig is nie? Hoe gebeur dit dat ons net soos die Israeliete word en hom nie meer sien vir wie hy regtig is nie, maar hom totaal en al miskyk? En ek gaan begin deur net oor myself gevindig net
baie kortliks net hierdie te sê. So my pa is 'n predikant en ek het in 'n pastorie groot geword. So van kleins af het ek die Bybel gehoor en ek het die stories van die Bybel gehoor en ek het Sondagskool toe gegaan en ek het geweet wat is die regte antwoord en ons het kinderkraans gehad en toe later in hoërskool, na skool, toe ontmoet ek vir my vrou, Liserie, en wat studeer Liserie? Teologie. Sy gaan 'n predikant word. En is so in my verwysingsraamwerk en haar pa, wat sy pa? Hy's ook 'n dominee. En ons praat lekker saam en ons praat oor die Here en ons kan lekker oor die dinge van die Here ook gesels. En raai wat's Liserie se boetie ook? Hy's ook 'n predikant. En my sussie het ook teologie gaan studeer. So dit was so maklik vir my want ek was altyd in daardie omgewing. En ek het die stories geken en ek het die antwoorde geken. En dan op 'n dag sit jy in die kerk, so, en is Kersfees. En die boodskap van Kersfees word oorgelewer. Jy luister nie eers meer aan nie. Jy hoor dit nie eers meer nie. Jy dink net aan die geskenke wat ons nou gaan oopmaak, of wat ons nou gaan eet. Of, ag vet, ons het nog net 'n week vakansie voor die jaar begin. Met Paasfees, sit ons daar, ons luister. Ons praat oor die Here se kruisiging en ons hoor die woord van die Here se kruisiging, maar dit slaan net nie meer so hard nie. Dit tref ons net nie meer dalk so diep nie, soos wat ons dit dalk die eerste keer gehoor het. Julle, pas op, want gewoontheid doof ontzag uit. Wanneer ons God en sy teenwoordigheid gewoond raak, en dit raak vir ons, hoor my mooi as ek dit sê, normaal, dan verloor ons soms ons verwondering vir hom. Ons praat maklik oor Jesus, ons sing gereeld tot hom, ons hoor die woord week na week, maar ons staan selde stil in heilige ontzag vir God. En wat ons eers diep geraak het, raak nou 'n klein bietjie alledaags. En daar's 'n versie, Jesaja 29 vers 13. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Dan die tweede een. Een ding wat ek weet van ons almal is, ons almal hou van gemak. As jy vir my sê, jy hou nie van gemak nie, dan gaan ek jou sterk in twyfel trek. En om buite ons gemaksone te gaan, met enigiets in die lewe, daag ons uit. Met enigiets in die lewe, daag ons uit. Of dit nou oefening is, of dit 'n routine ding is, enigiets buite die gemaksone daag jou uit. En raai wat, die meeste mense hou nie van uitdagings nie. Is hierdie nie ook waar van ons verhouding met die Here nie? Dat ons hou nie van uit die gemaksone met die Here gaan nie? Dat ons hou nie daarvan wanneer die Here ons uitdaag nie? En op 'n stadium toe ek klein was, het my pa hulle hierdie prediker gekry om by die kerk Pinkster of iets aan te bied. Ek kan nie onthou of dit 'n jeugweek of iets was nie, maar hierdie ou het 'n probleem gehad met een of ander, hy het probleem gehad met vervoer. En ek kan nie onthou of sy finansies so was dat hy nie 'n kar kon bekostig nie en of dit, maar daar was 'n sameloop van omstandighede en hierdie ou het dringend 'n vervoermiddel nodig gehad of net vervoer nodig gehad. En ek onthou as 'n kind, maar ek's te klein om al die feite van hierdie storie te onthou, maar ek onthou as 'n kind hoe my pa die kar vir hom gegee het. Ons Honda vir hom gegee het. En ek was soos van, kyk, ek weet die Here sê ons moet vrygewig wees. Maar ons hoef seker nie ons kar vir hierdie ou te gee. Ek bedoel, wat van 'n 10.000 randjies? Wat ten minste van 1.000? Wat van ons vat? Hy vat ons net uit vir eet. My pa het daai kar net gegee. Buite die gemaksone. Baie van ons weet ons moet vergewe. Maar Here, u verwag sekerlik nie van my om daai persoon te vergewe. Ek bedoel, maar wat daai ou gesê het, of wat daai girl gesê het, u verwag seker nie dat ek dit moet vergewe nie. Of wat daai mense ons gesin aangedoen het. U verwag seker nie dat ons dit moet vergewe nie. So wat gebeur? Julle, ons is besig om 'n eie beeld van God te maak. Ons maak 'n eie beeld van God.
En weet julle wat is die gevaar daarvan? Die gevaar daarvan is, jy begin 'n weergawe van God dien. Nie die heilige soewereine Here soos wat hy homself in hierdie storie aan ons openbaar nie. Jy dien 'n weergawe van God, maar nie God vir wie hy regtig is nie, want jy sien hom nie meer vir wie hy regtig is nie. Romeine 1 vers 21 tot 23 sê, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig, bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Dan, almal van ons, was al op 'n plek in ons lewe waar ons bid, en ons bid, en ons bid. My ma se familie bid nou al meer as 50 jaar vir my ma se broer se redding. En hy's oud. Hy's in sy 80's. En dit het nog nie gebeur nie. En van ons bid al 'n jaar. Van ons bid al vir 10 jaar. Van ons bid al regtig lank, julle. Maar ons kry nie 'n antwoord nie. Of ons kry nog nie 'n antwoord nie. En weet julle wat doen ons? Ons omstandighede maak dat ons sê, nee, maar dan is God afwesig. Dan is God afsydig. Van ons vra. Ons vra die Here. Ons vra en ons vra en ons vra. Hoekom kry my kinders so swaar? Hoekom is dit so moeilik vir my kinders? Hoekom moet ek so sukkel? Hoekom dit? Hoekom dat? Ons vra en ons vra en ons vra. En dan eventueel kom ons by 'n plek waar ons is soos van, nee wat? Hierdie is nie 'n God van genade nie. Hierdie is nie 'n God wat leiding gee. Hierdie is nie 'n God wat weet waar hy nou op pad is nie. So wat gebeur? Ons omstandighede maak dat ons God op 'n sekere manier beoordeel. En ons moet pas op om God te beoordeel volgens ons omstandighede. Want wat gebeur as ons hom beoordeel volgens ons omstandighede is, ons sien hom nie meer vir wie hy is nie. Ons kyk vas in ons omstandighede. En ons sien hom nie meer vir wie hy regtig is nie. En dan die laaste een. Die versie wat saam met dit gaan is, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En dan die laaste ene. Ja, Liesrie het hierdie ding wat sy altyd sê, en ek is gek oor dit, ek onthou dit altyd, hoe dwaal 'n skaap af? Graspolletjie vir graspolletjie. En hier is van ons wat so met hierdie kan onsself vereenselwig. Julle, wanneer dit kom by sonde, wat ek ervaar het, is met tyd kan jy baie maklik sonde in jou lewe toelaat. Jy laat dit toe. Jy laat sonde in jou lewe toe. En dit word selfs onbeleide sonde. Ek wil so ver gaan om self te sê is, gehoorsaamheid vir jou as 'n kind van die Here, gehoorsaamheid vir jou as 'n kind van die Here, word opsioneel. Dit word opsioneel. Ek sal besluit waaraan ek gehoorsaam is en waaraan ek nie gehoorsaam is nie. En daai goeters wat my eintlik pla, maar ek weet dit sonde is, ek gaan daai goed net uitdoof. Ek gaan daai goed net uitdoof. En wat gebeur dan? Wat gebeur dan? God se heiligheid vervaag. En sonde verduister. Dat jy nie meer die Here sien soos wat jy hom moet sien nie. Onbeleide en toegelate sonde verduister, dat jy nie meer die Here sien vir wie hy regtig is nie. En daar is 'n versie wat sê, Matteus 5 vers 8 wat sê, salig is die rein van hart, want hulle sal God sien. So wat is my gebed? Wat is my gebed vir julle? Wat is my gebed vir myself en wat is my gebed vir julle? Kom ons sien weer die Here raak vir wie hy regtig is in 2026. Kom ons sien die Here raak vir wie hy regtig is in 2026, sodat ons nie sal uitmis soos die Israeliete uitgemis het oor hulle ongehoorsaamheid. Dat ons nie sal uitmis op wie hy regtig is nie, sy vrede, sy vreugde, sy avontuur wat hy vir jou beplan. Sy groei wat hy vir jou beplan in 2026 nie. En ja, julle, die Israeliete het gesien.
Hulle was eerstehands getuies, hulle het gesien. Maar weet julle wat? Kom ons wees gou eerlik met mekaar. Ons het die voorreg, ek en jy, het die voorreg om hom te sien op 'n meer wonderbaarlike wyse as wat die Israeliete hom ooit gesien het. En net soos die Here hom eers openbaar het aan die Israeliete, so het hy ook in ons lewe, in die tyd van ons lewe, hom eers openbaar aan ons. Hy het eers vir my en vir jou kom wys, alles wat hy is. Alles wat hy kom doen het. Alles wat hy nog gaan doen. En ek vir Betsy vra om net vir ons daai volgende skyfie op te sit. Ek wil eers net kyk. Kyk net vir 'n oomblik daarna. En sien hom vir wie hy regtig is. Dis God se seun. Dis Jesus. Deurboor en verbrysel vir my en vir jou sondes. Dis liefde. Dis verlossing. Dis genade. Dis Immanuel, dis God by ons. Dis geregtigheid. Dis redding. Dis vergifnis. Dis Jesus. Hou jou oë op hom. Hou jou oë op hom en sien hom vir wie hy regtig is. Kom ons sluit die oë. Die lofspan kan vorentoe kom. Here, ons is skuldig, Here. Ons sien hierdie storie in die Bybel van die Israeliete en ons dink by onsself, ons sit hier in die bank en ons dink by myself, hoe dwaas, hoe klein gelowig, hoe stupid is hierdie volk nie. En dan sien ons, maar weet jy wat? Weet jy wat? Ek is ook 'n Israeliet. Ek kan myself ook in hierdie storie sien. Ek is ook skuldig daaraan. En dan kom U en U openbaar aan ons vanoggend, maar hoe het dit gebeur? Nou, almal van ons se storie is anders, maar ek glo regtig U het iets vir ons kom uitwys vanoggend. En my gebed is, Here, dat ons sal ons ook raak sien hoe dit gebeur het, dat ons U nie meer sien vir wie U regtig is nie. Maar Here, dan dat ons oë sal draai na U en dat ons U sal sien vir wie U regtig is. Dat ons U sal sien vir wie U regtig is in 2026. Help ons, want ons wil U sien. Amen.